En dis iets wat ons moet dan op ag slaan. Elke koortjie het sy eie amper wil ek sê imiteit. Jy en halleluja. Prys die Here. Ek hoop julle kan my hoor, my ore is toe. Is dit reg so? Halleluja. Amen. Dankie Philip. Ek wil met jou deel. Maar voordat ek gaan begin, gaan ek vra Jacques, kom staan vir my hierso asseblief. Halleluja. Thank you Jesus. Halleluja. Halleluja. Kyk maar net hier vir my hierso. Ek wil jou 'n woord gee vanoggend en dink teen hierdie tyd ken jy my. Ek gee nie sommer net 'n woord omdat woord is nie. Jy moet 'n woord gee omdat God se gees dit op jou gees bring en plaas. Nou nie die dag wil ek vir jou sê wat die Here vir my sê en dis om vir jou te sê en ek gaan dit vir jou sê en dis die Here sê seun, jy moet 'n baie duidelike onderskeid tref tussen my krag en die intellektuele kennis. Jy moet 'n baie duidelike lyn trek en jy moet dit nooit vergeet nie. I called you, son, for the power ministry. I did not call you for the intellectual. I called you for a demonstration of the power of my Holy Spirit and a demonstration of my word for the power of my Spirit. That's what I called you for. And if you don't hear this morning, you are going to miss your calling. You will think you are in the calling, but you are not in the calling. You are out the calling because you are not fulfilling the calling. And the calling on your life is the supernatural wonders, signs, and miracles. You will walk and you will see. I will reveal it unto your spirit, says the Lord. And as I reveal it unto your spirit, you will see, and then you will start to minister. And you will not only minister from behind a pulpit, you will minister wherever you go, wherever you go, wherever you go. Ek bind jou nie agter 'n kansel nie. Ek maak jou los om te wees waar jy moet wees, waar die wêreld waar hulle jou nodig het. But you need to hear this through this morning. I called you for the supernatural, not for the intellectual. God bless you. Gee die Here eer. Terwyl ek so loop en bid, dan kom die goedes, die woord maar net vir die mens, vir my so op in my gees, en dan wil ek dit graag deel. En so ons gaan vanoggend ons kyk na die woord van die Here in krag. Dunamis-bediening, dis mos 'n bediening van krag. Het jy jou nou stil geskrik? Ja, jy. Jy is altyd stil, nee, ek weet. Nee, duisende gaan jou glo, ek gaan jou nie. Jy is nie altyd stil nie. Halleluja. Ek is altyd opgewonde as ek na mense kyk. En ek kyk en ek sien wat hulle nie sien nie. Want jy sien, ek kyk deur die oë van die woord na hulle. Ek kyk nie met die fisiese oë nie. En Jacques, jy sal vir my eendag baie dankie sê dat ek gehoorsaam was om vir jou hierdie woord te bring, hoor. Halleluja. Nou, baie gemeentes koppel name aan in die bediening. Jy weet, jy soos lewende woord, nuwe lewe, ons dunamis bediening en die ander agape en so kan ons aangaan. Maar hoekom koppel ons dan 'n naam aan die bediening?
Jy sien, wanneer ons die liggaam van die Here Jesus Christus onderskei, sal ons agterkom, daar's niks fout daarmee nie, maar dan moet die een wat die woord ontvang het vir die naam, daai gemeente moet toegerus word dat hulle daardie naam, die naam uitlewe en dit demonstreer. Nuwe lewe, Jaap, jy sit 'n nuwe lewe kerk en jou lewe verander nie. Jy raak oud en hulle gooi jou met kluite toe en jy hoor nie eers die doef nie, soos die kluite val nie. As jy kind van die Here, bediening toe ek op baie laagtepunt in my geestelike lewe was, en ek bedoel baie laag was, en toe die Here my roep en sê vir my seun, jou bediening se naam sal wees bediening, en dit beteken kragbediening, en jy sal die heiliges toerus sodat hulle kan bedien deur die krag van my gees. En daarom is dit vir my altyd 'n geveg in my gees en 'n geveg in my siel ook. As mense nie wil bedien of kan of nee, hulle kan maar hulle wil nie, hulle het nie openbaring nie om deur die krag van God se gees te bedien nie. Jy sien, want ek het gevind baie mense het baie seminare en baie kursusse en baie, jy kan dit noem wat jy wil, universiteite en colleges en dis al wat ons maak, ons versamel intellektuele kennis, maar daar's nooit 'n demonstrasie van daardie kennis nie. Hallo. Tot daar nie 'n demonstrasie kom van die kennis nie, is dit net intellektuele kennis en jy streel mense se oor, nee. Maar wie van julle wil hoor, hey, ontwaak, jy sit in slaap hierso. Wie wil dit hoor? Maar die Bybel sê dit, ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dood, staan op, ontwaak. Van wat 'n dood praat hy praat nie van die fisiese dood, hy praat van die geestelike dood. Ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode, sodat Christus oor jou kan skyn. En dis hoekom, jy sien, kind van die Here, koningskap. Ons het verlede week gehoor 'n bietjie van identiteit. Nou gaan ek die vraag vra. Jy het nie geskinde nie, nee. Wie van julle het in julle selgroepe Woensdag aand koningskap, priesterskap, ambassadeurskap, medewerkerskap, tempel van God se gees bespreek? Wat het jy bespreek van koningskap? Vertel vir my. Jy sien, nou mis jy dit. Ons praat oor koningskap. Nee. Ons dis nou intellektuele kennis. Nou, but me, you, we need to live as kings. Dan heers jy. Waar is die ander selle? Daar agter julle twee het mos gecombined gehad. Het julle gepraat oor hoe leef jy jou koningskap uit? Skus, het hy gelei? Kyk nou, draai om, kyk gou daai twee susters. Dan sê ek is heeltemal onskuldig. Jy sien, kind van die Here, ons hoor die woord, maar jy sien, you need to become a king, you need to have a revelation of kingship. Anders te bly dit, jy versamel intellektuele kennis. Maar totdat jy nie 'n koningskap opneem nie, gaan jy nie kan regeer soos 'n koning nie. En ek het Joseph hulle stil gemaak in hulle sel, julle lyk mos nie as ek julle selle kom besoek nie. So ek Joseph, nee, kom ons praat oor koningskap. En toe sê ek vir hulle, ek gaan hulle vat vir ete, as enige ander sel in diepte koningskap bespreek het. So, was ek verkeerd gewees, Joseph? Is ek reg gewees?
Nou wat was die ooreenkoms gewees? Ek sal julle vat vir 'n ete, jouself. Maar as ek reg is, vat julle my vir ete. Dis nou net daai probeer moet willigheid trek. Jy sien, kind van die Here, dunamis bediening, sy naam is dunamis. En dit beteken kragbediening. En elkeen wat hier ingekom het, sê ek wil deel wees van hierdie bediening. Hulle hoor uit hierdie mond uit na 3 dinge. Jy moet my net erken as jou geestelike ouers. 2, jy moet my toelaat om jou toe te rus vir jou bediening. En die derde ene, is jy moet my toelaat om van jou vrug te verwag. Bediening kan nie net 'n one way wees nie. Oké. Ek is so bly jy's gesond. Woensdag aand was hy amper by die dood gewees. Sien jy, Aletti, hoor is jy uit, ek hoor niks van siekte nie, of van, hy nies nie eens in die kerk nie. Jy sien, kind van die Here, ons sit jaar in en jaar uit, maar dunamis bediening is, en ek dink, seker nie 100% nie, maar seker so 50% vervul ek my roeping om jou toe te rus. Vir jou bediening. Kan ek verbeter? Ja, natuurlijk kan ek verbeter. Soos jy moet verbeter, moet ek verbeter. Jy weet jy, maar aan die einde van die dag is, die probleem is, ons versamel kennis. Ons versamel intellektuele kennis. Nee. En ons kwoteer die kennis wat ons by mekaar maak. Maar die demonstrasie van die kennis wat ons by mekaar maak, dit is 0. Of baie skaars. Nou vra ons, hoekom verander mense se lewens nie? Hoekom verander die dorp nie? Jy sien, maar die kerk versamel kennis. En dan moet 'n demonstrasie kom van kennis. 'n Demonstrasie van kennis. Anders is dit maar net na die letter, niks gees nie. Nou kyk goed, ek wil aan ons voorhou so 'n paar tekste. Ouens, julle moet lekker nou geestelik eet. Ons gaan nou lekker geestelike, vleeslike kosies eet, hoor. Nee, daar's baie kos, nee. En daar's genoeg. Maar ek wil met jou deel en ek wil jy moet luister. En ek gaan so hier en daar uit Johannes hoofstuk 6 vat en dan gaan ons so 'n bietjie rondspeel. Okay. Met die woord, ons gaan speel, ons gaan lekker dit geniet, dis wat ek bedoel by speel die woord, né? Nou kom ons in Johannes hoofstuk 6, vanaf vers 22 sê Jesus die brood van die lewe vir die wie? Kom maak op jou Bybel lees, help my. Vir die gelowiges, wie is die gelowiges? Die heiliges, hulle wat tot wedergeboorte gekom het. Hulle wat glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Okay, goed, so dis die opskrif. Nou kom ek gaan net hier en daar vir ons tekste lees. Ek sal nou uitkom by wat as wil uitkom. Nou vers 90, Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Dis die werk van wie? Van God. Sodat julle kan glo in hom wat hy gestuur het. Dis die werk van God. Nou, hoe gaan God dit doen? Hy gaan dit deur sy gees vir ons doen. Okay? Vers 35, Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Nou,
Nou kom Jesus Christus, nou hy sê hy is die brood van die lewe. Maar as ons vandag kyk, net in die tyd wat ons in lewe, het julle agtergekom hoe vermeerder hulle wat by die roubord staan om te bedel? Daar's net 'n toename van mense wat staan, dan sê hulle, dan weet jy dan, wat as my amper wil ek so met petrol trap. Nou, die Here sal jou seën. Maar hy staan daar gesond. Maar die Bybel sê, as jy nie werk nie, moet jy nie eet nie. Ek het Woensdag aand ek het dit lekker geniet daar by Joseph hulle se stel. Want ek het so 'n bietjie gepraat en toe getuig Annelina vir ons van die ou wat die brood wou gehad het en die vrou, hy vra blykbaar, help my as ek verkeerd is, die ou vra vir die vrou, man, las my net 'n brood koop. Sy sê nee man, ek koop sommer vir jou die brood. Is jy reg sover? Nou, ja, en sy gaan koop vir hom gee vir jou die brood en sy gaan in haar kapper gedeelte in. Toe sy terugkom, toe hierdie ou die brood wat R20 gekos het, verkoop vir R6. Maar weet jy, julle het net 'n manier, julle breinmense het 'n manier, om 'n ding te vertel, dat ek amper aan julle lippe hang, want ek geniet die manier hoe julle dit vertel. Hoe julle die versiersels bysit. I enjoy it. Jy kry dit nie by die wit mense nie, né? Maar in elk geval, en toe getuig ons so 'n bietjie van, en ek sê, kan julle onthou hoeveel keer sê ek van die kansel af, saai saam met God Heilige Gees. Want as jy nie saam met die Heilige Gees gaan saai nie, gaan jou emosies vir jou in die moeilikheid inbring. Hy gaan jou rob. En moenie my kon vertel, nee, jy het gesaai nie. Nee. Wys my jou oes. Daai vroukies oes, hy verkoop die brood vir R6, dan sit en sê, en hy R6 saam met die ander ouens. Nie wins gemaak nie. Kosprys verkoop, ja. Maar 'n kind van die Here, nou kom Jesus Christus, hy sê, hy is die brood van die lewe, en die hulle wat in hom glo. Nou kind van God, jy kan vir my sê net wat jy wil, maar jy gaan nie hierdie prediker maklik kan oortuig nie, en jy gaan hom glad nie kan oortuig nie, dat Johannes 10:10 waarheid is. Jesus sê, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed moet kan hê. Hy sê in Galasiërs hy sê die vloek is gebreek van armoede, toe Adam en Eva sondig, toe die vloek kom, maar daai vloek is gebreek in Jesus Christus toe hy uitroep, dit is volbring. Jy sien kind van die Here, en daarom as 'n wedergebore kind van God in armoede lewe, is daar 'n probleem. Is daar regtig 'n probleem? Jy sien, nou ons versamel kennis, maar dan moet 'n demonstrasie kom van daardie kennis. Hallo? Jy sien, en daarom sê Jesus, hy sê, Vader, hy gaan ons help, dat ons kan glo in Jesus Christus, wat die brood in die lewe geword het. Okay, hou vas. Word baie meer interessant. Vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Okay, goed, ons gaan na vers 47 toe. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Nou, jy moet verstaan, die teoloog sal vir jou ook almal sê, as Jesus sê, voorwaar, dit staan vas, dit gaan nie verander nie. Ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Ek wil hê jy moet hoor wat ek vir jou sê. Ons praat oor die brood van die lewe.
En sy naam is Jesus. Okay. So, vir waarvoor ek sê vir julle, wie in my glo, die ewige lewe, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Ek is die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Jy sien, kind van die Here, ons hoor die woordjie brood, maar eintlik wat jy moet hoor is Jesus. Dis wat jy moet hoor. Jesus, die Seun van God, wat uit die hemel uit neergedaal het, uit die liggaam van 'n mens aangeneem, né? En hy het die koninkryk van God, hy Papa Vader kom openbaar maak en kom demonstreer. Ag, julle lyk baie opgewonde. So met ander woorde, nou sê Jesus, as jy my het jy lewe. Want jy sien, kind van die Here, ons is so besig met godsdienst en kerkpolitiek, dat ons nooit by hom uitkom. Hy is die hoof van die liggaam, hy is die hoof van die kerk. Ons kom by baie liggaamsdele uit, maar nie by die hoof nie. Nou, okay, hou vas, ons is op pad. Nou sê hy vir hulle, die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Godsdienstigheid, hè? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Nou, goed. Nou, kyk vir my. Hierdie lot Jode, het in die kerk groot geword. Hulle het die wette geken. En die wet sê, jy mag nie mensvleis eet nie. Jy mag nie bloed drink nie. Dis wat die wette sê. Nou kom Jesus, luister nou mooi, nou kom Jesus en sê vir hulle, as julle nie my vlees eet nie, as julle nie my bloed drink nie, het julle geen deel aan my nie. Deur sy wonde is ons genees. Deur sy bloed is vir ons versoening gedoen. Sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. Maar die godsdienstigheid, jy sien, Jacques, bepeins jy die woord, want ek doen dit ook. Jy sien, intellektuele kennis maak jou opgeblazen. Intellektuele kennis maak dat jy op jouself vertrou, en dit is ook om so baie nonsens in die kerk en in die selgroep in jou geestelike lewe aangaan, want almal wil reg wees. Want jy het intellektuele kennis bekom, maar it's not the revelation. Nou sê Jesus vir hulle, hey, as julle nie my vlees eet en my bloed drink, het julle nie deel aan my nie. Nou luister nou. Here help ons. Halleluja. Hier is die aanloop, ons inleiding. Vers 54. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe.
En dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het, en wie hierdie brood eet sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge, waar? In sinagoge, met ander woorde, in die destydse kerkgeboukie, nee. Toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. Ok, nou vers 60, nou luister nou mooi. Here help ons. Lord have mercy on us, please Lord. Nou hoor wat sê, kom ek lees die opskrif hier so in my Bybel. Baie van Jesus' disciples verlaat hom, belydenis van Petrus. En baie van sy disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Jy sien, kind van die Here, die evangelie is vir baie mense hard. Nou, wie kan daarna luister? Want hulle ontvang dit in die intellek. Hulle ontvang dit nie in die gees nie. So met ander woorde, hulle lewe verander nie. Hulle vergader Sondag na Sondag. Party 2 dienste op 'n Sondag. Ek het geleer in die begin, in die meeste van my bediening het ek oggende en aanddienste gehad. Toe besef ek maar, Here, hulle doen nie eers die oggenddienste, hoe kan ek nog 'n aanddiens ook gee? En dis ook ongeswaas dat ek julle lering gee op 'n Sondag aand en nie 'n preek nie. Nou, toe begin ek onderrig gee Sondag aande. Maar in elk geval om terug te kom is, jy sien, nou sit hier die mense. En soveel mense, Sondag na Sondag, week in, week uit, is hulle besig met godsdiens. Hulle spraak verander, maar hulle handel verander nie. Hulle spraak verander, maar hulle handel verander nie. Want hulle versamel intellektuele kennis. En al wat hulle wil maak, hulle lig uit, hulle promoveer hulle self met hulle kennis. En die wêreld daar buite gaan verlore. Mense bly onder die vloek. Terwyl die vloek weggeneem is, lewe hulle nog onder die vloek. Ok, goed, kom ons gaan aan. En Jesus het in homself geweet, dat sy disciples hieroor bemoeier, en hy sê vir hulle, is dit julle tot aanstoot? Nou kom, ek wil jou vandag vertel, wanneer jy waarlik Jesus Christus verkondig, ek praat van Jesus Christus as persoon, as jy hom verkondig, gaan mense aanstoot vat. En omdat jy weet, hulle gaan aanstoot neem, want jy het kennis, verkondig jy hom nie. Praat jy nie oor hom nie. Nou vra Jesus vir sy disciples, hey, hierdie woord is dit tot aanstoot. Hy sê, in Hebreërs sê hy sê, die woord is skerper as enige tweesnydende swaard, en hy dring deur, en hy bring skeiding. Jy sien, ons is bang vir skeiding. Jy is bang om mense af te lê, jy is bang om kwaai vriendskap te veroorsaak, jy is bang, jy eer mense meer as wat jy God eer. Want jy sien, ons het intellektuele kennis van Jesus Christus, maar ons ken hom nie. Geopenbaar deur God se Gees. Nou sê hy so mooi, hy sê, ek in jou en jy in my. Sien, kind van die Here, kragbediening gaan oor openbaring. Wanneer laas het jy vir 'n bose ou, man, vrou, 'n bose iemand, die evangelie verkondig?
Ek het 'n vroutjie, hulle bly nou in Nieu-Seeland, sy en haar man en haar 2 seuns. Sy sê vir my gister op my Facebook, daai een gedeelte, sê vir my, ek het my werk verloor ter wille van Jesus. Ek het Jesus verkondig, toe fire hulle haar. So hou moed, man. Hou moed. Maar almal van hulle sal sê, pastoor, dankie vir jou lering, hoe jy ons geleer het, dit hou ons staande. Hulle sit in Nieu-Seeland. Geo, hulle sit daar in Australië. En so, Jan en June sit in Kanada. En so is hulle oor die wêreld, is hulle versprei. Kind van God, you need to know Jesus. Amen. Nie na die intellek nie. Want toe hy Jesus na hulle toe kom, toe sit openbaringskennis wat bots met intellektuele kennis. And that's why you and I need the gifts of the Spirit of God. The Spirit of discernment. So that you can discern. Hoedanige gees is hierdie persoon met wat voor jou staan, met wie jy gaan deel. And then you need to trust God for a word of knowledge, a word of wisdom. Jy sien, Jacques, en dis hier waar die ding in kom. You are not called for the intellectual. You are called for the supernatural. Maar ek dank die Here. Dat die Here dit vir Jacques gesê het, maar die einde vir julle almal gesê. Die hele lot van ons. As ons 'n lied wat ons sing. Baie jare terug, in die NG Kerk gesing. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nie een siel gelei na Jesus, moet ek so my Heer ontmoet. Wat 'n applaus gaan jy hê as jy die lewe hier verlaat, en jy gaan na die ander kant toe, en daar wag 'n skare daar vir jou, en sê, Jesus, dis hy, dis sy, dis deur hulle verkondiging, dat hulle u so lief gehad het, Here, dat hulle u aan my verkondig het, Here, dankie vir hierdie man, dankie vir hierdie vrou, seun, dogter, applaus. Die siele wat jou vooruit gaan, en hulle wat agterna kom, applaus jou. Here, dankie vir hierdie ene, daardie ene, hierdie ene, daardie ene. Of, gaan ons dit hoor van die ander kant af. Hey, hoekom het jy my nie vertel van Jesus nie? Why didn't you tell me? Why didn't you warn me? Dis wat intellektuele kennis teenoor openbaringskennis maak. You see, you and I need dunamis power to minister Jesus unto the world. Kom ons gaan aan. Here help ons. En Jesus het homself, waar is ons nou? Here help ons, hier raak ons ook sommer nou. Hoe dan as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Nou hoor nou hierso. Dit is die Gees, hoofletter. Wat het Jesus gesê vir ons in vers Jesus vers 9, Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God om jou te help om te glo. Nou sê hy hierso,
Dan sê hy vir ons vers 3, dit is die Gees, hoofletter Heilige Gees, wat lewend maak. Die vlees, die intellek, is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Now, how on earth can you tell me I cannot speak? I cannot flow in the power of God, the Holy Spirit. Nee, jy kan. Jy's onkundig, jy's nie geleer nie, jy's nie bevry nie. In daai area in jou lewe jy nog onder die vloek. Want is 'n binding, is nie 'n blessing nie. 'n Blessing is dit om Jesus te wees vir die dorp. Nou sê Jesus vir hulle, hey, die Gees waardeur ek spreek, is woorde van gees en lewe. So daar's 'n demonstrasie van die woord. Kind van God, doen hom as bediening. 10 jaar is ons hier in die Kaap, in die Parel. Hoedanig het hierdie bediening gegroei in krag en power? Of is dit maar net 'n lekker kerk? 'n Lekker pastoor. Hy bak nie eens koeksisters meer nie. Here help hom. Kom kind van God. Doen hom as bediening. Ek dank God vir manne en vroue wat alreeds gegroei het in hierdie waarheid. Want ons baie beslis. Maar kind van die Here, daar's nog soveel om in te groei. Soveel om in te groei. Nee, as jy ek spreek gees en lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie en die een wat hom sou verraai. En op hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kom as dit nie hom deur my Vader gegee is nie. Maar daar's 'n klomp van hulle in die vorige hoofstuk, hulle van Jesus af weggegaan. Okay. So in ander woorde, hulle het nie verstaan wie Jesus is nie. Ek sit baie keer ek met mense en praat. Ek kyk as jy sê jy weet nie met wie jy nou praat nie. Want ek sê nie vir wie ek is nie. Maar dan sê ek vir jy weet nie met wie jy nou praat nie. In ander woorde, jy weet nie en jy ken nie die Gees van God in my nie. Dis hoekom jy nie weet nie. Maar as jy geweet het wie in my is, dan sou jy luister. Ons sit baie, en ek is lief vir eet. Ek en Kali altyd is lief vir eet. Nee? Ons gaan nou nie daaroor praat nie, Kali. Praat nie daaroor nie. Maar, jy sien kind van die Here, nou hou ook dop, wie sit by ons in daai eetsaal. En dan vertrou ek die Here vir woord vir iemand. Het sy dit genesing is, het sy dit bevryding is, het sy dit 'n woord van bemoediging is, dit maak nie saak nie. I trust God. Want jy sien, hulle is rustig, hulle eet hulle kos. So hulle is nie onder, so hulle is eintlik, dit is 'n goeie atmosfeer. Jy moet leer en luister, man. Luister en leer. En dan gaan bedien ek hulle. Op 'n baie mooi manier. Dis jammer man, weet dat ek nou met jou interfereer. Dan gee ek hulle die woord. En ek wil jou vandag sê, daar's soveel mense wat my sê, hoe jy geweet. Ek ken hulle van geen kant af nie. Hulle ken my ook nie. Hoe jy geweet. En wanneer die liggaam van Jesus Christus kan omskakel om te verstaan wie in ons is
in wie ons lewe is. Hy is die brood van die lewe. En ek en jy moet openbaring kry van Jesus, wat hy kom doen het, en wie hy is, in my en in jou. Maar dan sê Jesus hierdie woorde vir hulle, sê die Heilige Gees. So ek spreek woorde van Gees en lewe. Nou blaai gou vir my net na 1 Korintiërs 2 toe. Dat is ons amper daar, ons is amper deur. Halleluja, halleluja. Kan julle daai kos ruik? Kan julle die geestelike kos ruik? Proe julle dit, ruik om, proe om. Laat ons 'n welriekende geur vir God sal wees. Amen. Halleluja. Kom ons gaan gou aan. En nou net vers 63 Johannes. Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Jacques, jy moet daai teksvers highlight as jy hom nog nie gehighlight het nie. Maar haal hom uit daai Bybel en kry hom in jou gees. Jy het nie geweet waarvoor jy kom nie, nee. Jy gedink jy kom eet. Ek gaan lekker eet, man. Nou, ek wil hê jy moet hoor Paulus. En hiermee wil ek amper afsluit. Hoor wat sê Paulus. Ek hoor Jesus. Want jy sien, ek neem ek 'n boodskap op vir Kruiskyk en terwyl ek so preek en toe gaan God met my te praat oor die woord, en die krag van die woord. Hoekom quoteer mense skrif, want daar gebeur niks nie? Want is intellektuele kennis is nie geopenbaarde woord wat 'n manifestasie, die krag het om 'n manifestasie voor te gaan nie. Kom aan. En die Here praat met my oor die woord, die krag van die woord. En ek begin net te besef, Here, help ons. Want ons is opgeblaas met al die kennis wat ons het, maar daar's geen demonstrasie van die woord nie. Jesus sê hy is die brood van die lewe. Is daar nie lewe is nie, dat hulle nog nie die brood geëet nie. Amen. Goed, kom ons gaan aan. Nou sê hy vir ons hier so 1 Korintiërs 2, ek lees in ons vers 1. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Ek wil hê jy moet let op hierdie woordjie getuienis. As jy in die hof getuienis lewer, en gewoonlik sê hulle in die hof, voordat jy getuienis lewer, jy moet eers 'n eed aflees, moet jy daai ander ding aflê. Maar julle kom maar uit die Madanga kommissie, ja, sê ek geniet daai ouens, 'n hond uit die bos uit. I enjoy, want hulle lieg soos vlee daai ouens, né? As jy weet nie, word hulle gearresteer, maar hulle het almal gesweer. Kom aan. Hulle het almal gesweer. Hulle gaan net die waarheid praat. En niks minder as die waarheid nie. Maar daai waarheid wat hulle praat, laat hom in die tronk beland. En soveel Christene doen dieselfde ding. Hulle bly in 'n geestelike tronk wat hulle praat die skrif, maar hulle bly in 'n tronk. Die wêreld daar buite soek 'n demonstrasie van Jesus, geliefdes. Hulle soek nie godsdienstigheid nie. Hulle welkom, ek kan soek op, né? As iemand vir my sê, hulle soek 'n lekker kerk. Lees maar net 'n bietjie julle Facebook, man, Parel Pels, hoeveel sê, soek 'n lekker kerk. En weet jy wat? Hulle kry hom. Dis die hartseer. Hulle kry 'n lekker kerk in die Parel. Maar hulle kry nie 'n gemeente waar hulle toegerus word om Jesus te wees nie. Hulle hoor prediking van Jesus, maar nie 'n demonstrasie van Jesus nie. Jy sien, en dis waar die ding inkom, in my en jou lewe.
en die verantwoordelikheid van die prediker wat agter die kansel staan. En van jou, geliefde, jy moet 'n disipel word om die evangelie te verkondig. Hallo. You make me mad. You make me glad. Maar jy los hom nie in die middel nie. Okay, goed, nou gaan hy aan. Nou kom Paulus, hy sê ek het nie met die getuienis van God na julle toe kom met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgenem om niks anders dan om julle te weet nie as Jesus. Jy sien, ons is so besig met 'n lot dogmas dat ons Jesus vergeet. Ons maak nie tyd om hom te leer ken nie. Ons gaan sit nie by sy voete en sê, Jesus, deur u Gees, leer my dat ek u kan ken, u wat in my is nie. Baie van ons beywer ons nie eers om Johannes 14 te verstaan wat Jesus sê, en die dag sal jy dit weet nie. Dis nie my woord, dis Jesus se woord sê. Hy sê, die dag sal jy weet, ek in die Vader en die Vader in my. En dan sê hy, as jy my gebooie bewaar, sal my Vader jou lief hê, ek gaan jou lief hê, dan gaan ek my aan jou openbaar maak. Jy sien, kind van die Here, hy maak hom openbaar deur 'n demonstrasie, 'n manifestasie, nie net intellektuele kennis nie. Help nie, Jesus sê, help jy sê vir jou wat honger het of koud het en die Here seën jou gaan word warm en eet nie. Jy moet hom iets gee. Gee hom 'n kombers en kom weer. Gee hom 'n stuk brood en hy kom weer. Hulle leer jou ken. Dis een wat ons kan vat vir 'n ride. Ek vertel hulle daar aan Lady Smith. Die aand, is 'n Vrydag aand. Klop om my voordeur, hier staan 'n man. Hy sê, meneer, jy sê vir my dominee, nou hoe ek weet ek dominee wat daar bly, I don't know. Maar ek dacht, nou, ek het gevind wie die sondebok was. Maar hy is seun. Hy het in die pastorie langs die kerk gebly, dan soek hulle die dominee, sê nie, hy bly daar. Hy stuur hy allemaal na my toe. Nee. En toe kom bestraf, so jy doen nie dit weer nie. Maar hierdie man kom en hy sê vir my hierdie woorde, hy sê, dominee, ek is nie dominee, ek is 'n pastoor. Hy sê, maar nou hy aan dominee, hy sê, nou dominee dan, nou maar. Nou sê hy, my vrou is aan die karavaanpark is nie ver van daar waar ons gebly het nie, ons het 'n babietjie, en die babietjie nou melk nodig, nee, jy kan jy sien hoe subtiel kom dit, nee. En die babietjie het nie melk, ek het nou werk gekry, ek begin maandag te werk, pastoor, ek bring jou geld vir jou terug. Saterdag aand, Guineavel, Lady Smith, hulle wat dan die preek luister sal weet waar Guineavel is. En ek het die stop daar. En daar is 2 manne daar. Ek weet nie kom ons so lief is vir die Amarula nie. Maar daai botteltjie staan daai en ek sê vir Letty, kyk na daai man, ek ken hom mos. Dis nie moedersmelk wat hulle gesoek het nie. Lyk my stiermelk gewees. Dus ek vir Letty, hou daar ou dop. Nou staan hy op. Nou stap hy na my toe. Hier nou broer, kan ook moeilik raak. Dus nou begin ek moeilik raak. Nou kom hierdie man na my toe. En dan sê hierdie woorde, meneer, ek wil nie jou intelligensie onderskat nie. Dis die woorde wat hy vir my sê. En ek kyk hom so aan, en ek vertel hom waarheid. Ek sê, was jy nie by my huis gisteraand gewees met 'n baba, wat jy geld gesoek het vir melk nie? Ek sê, dat jy gly. Hy is vol om Joa. Jy sien, kind van God. You and I
Niet to help that people with a demonstration. Jy help nie, jy wil met stories na hom toe kom nie. En ek wil vandag afsluit hiermee. Jy sal Jesus nie kan verkondig saam met sy gees. En dis hoekom Jesus in Johannes 14 vers 17 sê hy. En in vers 16 sê ek los julle nie as wees. In vers 17 sê hy, as jy in die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Luister mooi, ek gaan dit weer sê. Luister net, moenie praat nie, luister net. Ek wil hê jy moet waarheid hoor. Jesus sê in die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Want hulle ken hom nie, en hulle sien hom nie. Dis die een gedeelte. Ek gaan nou weer herhaal. Jesus sê, en ek stuur vir julle die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Want hulle ken hom nie, en hulle sien hom nie. Hulle ken hom nie, en hulle sien hom nie. Met wie het Jesus gepraat? Hy sê, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Want die kerk, wat born against, hulle wat dit bely, jy hoor wat sê die B-gedeelte, sê Jesus, maar julle ken hom. Wie? Die gees van die waarheid, wat by en in julle sal wees. Waarheid. As hy vers 19:20 sê, die dag sal jy dit weet. Jy sien, kind van God, hou op om intellektuele kennis te versamel. Jy moet jou Bybel lees. Jy moet jou Bybel bestudeer. Maar moenie laat dit intellektuele kennis wees nie. It must become revelation knowledge. And that revelation needs to bring a demonstration. Amen. En dan sal jy agterkom. Welcome, you will see when you walk this town and you start to minister with a right spirit. And you start to minister Jesus unto the world. And now Jesus start to confirm himself within you. With wonders and signs and miracles. He said, I will be with you till the end. En nou begin die kerk. Nou begin die kerk, die ware kerk. Nou begin hulle te bedien met wonderwerke en tekens. Jy het met al gesien hoe 'n skierig kan 'n ou vrou wees, né? Oh yes. Dis waarheid. Maar wanneer die gees van die Here begin werk, word hulle nuuskierig. Soos ons kry hulle reg met die regte nuuskierigheid. Jy sien, kind van die Here, dis die bediening, dis Jesus in jou, gedemonstreer met dunamis power, Rhema word, agape love, with his under his Shekinah glory. Dis wie die kerk moet wees. Nico, dis wat God van jou vra, en hy vra niks minder as dit in jou nie. En Nico, doen hom ons bediening, en elkeen met volgende in die saal sit. Dan moet openbaring kom. Maar onthou, die disippels van Jesus het van hom al weggegaan, hulle die woord nie verstaan nie. Maar wanneer jy openbaring kry deur die gees van die waarheid, hy is in jou, hy is by jou. And now you need to trust him, say, Lord, you need to reveal yourself now in power, wonder, signs and miracles. Lord, according to your word, you did said it.
Dink jy nog ek kan nie Engels praat nie? Jy nog nooit so gesê nie. Maar jy sien kind van die Here, wanneer hierdie man met jou Engels begin praat, moet jy verstaan is die salwing baie swaar op hom. En dis waarheid. Kind van God, doen hom as bediening 10 jaar. Hoeveel wonderwerk inhou. Luister baie mooi, ek praat nie van werk en ek praat van Jesus Christus. Hy is die geneesheer, hy is die redder, hy is die voorsiener, hy is wie hy sê hy is. Ek praat van daai werke wat jy hom aan die wêreld gaan verkondig en demonstreer. Dis waarvan ek praat. Jy sien, Joseph, dis ook hoeveel mense weggaan. Hulle verstaan nie die evangelie nie. Hulle verstaan hom in die intellek. Hulle verstaan hom in die gees nie. Maar wanneer jy sien, maar luister mooi. Dan moet 'n demonstrasie kom. Dan moet 'n manifestasie kom. George, a manifestation of the kingdom of God. Within us. Jy sien, die evangelie van die koninkryk in die hemele. Koninkryk van God is daar nie siekte nie, daar is nie armoede nie, daar is nie twist nie, daar is nie haat nie, daar is nie neidigheid nie, daar is nie afguns nie, daar is nie jaloesie, daar is nothing. Raise the kingdom of God after you accept Jesus Christ as your personal savior, and then he come and live within your spirit. Now the kingdom of God is within you, and well, if the spirit of God is within you, there should be no sickness. Geen armoede nie. Hallo. Toets jouself, wat sê die woord? Wat is in die koninkryk van God? Want nou sê die Bybel vir ons die koninkryk van God is nou in ons. Nou hoekom wil jy enige ander nonsens aanvaar? Jy ken die waarheid, dit is jou moeilikheid. Nou aanvaar jy nie, maar ook maar mens, ook maar kens. Kom aan. Ons tree as Christene, ons aanvaar so maklik die leuen van Satan, omdat ons nie die krag van waarheid ken nie. Halleluja, dankie Jesus. So ons vertrou die Here, dat hy manne en vroue, seuns en dogters opwek. Wie het gebid vir die volgende 10 jaar? Een van julle hierso, thank you Lord for 10 years. Jy gebid het, maar ek wil jou ietsie vertel, jy moet my glo vandag. Die noemensbediening moet ontwaak om nog 10 jaar hier te wees. Moet ontwaak. Ek bid vir Timotheus in my lewe. Ek bid vir Timotheus, sê Here, ek het Timotheus nodig. Jy kan maak wat jy wil. Ek vertrou die Here vir 135 jaar oud, as 135 verby is en dan gaan gat toe. En dan, wie bly oor? Wie moet die werk voortsit? Wat lag jy so nie? 135. Kobie gaan my vernoot wees, hy gaan my baie geld gee. Kobie, die dag as ek van jou afhanklik word, moet die Here my pak slaag gee. Ek dank God vir wat hy in jou lewe, deur jou lewe doen. Maar God is my bron. Jy is maar net die instrument. Kan julle hoor, ons raak so maklik van mense afhanklik. Nee, God is my bron. God gebruik mense. Ek word lekker bederf, ouens. Kry dit nie lekker stuk chocoladekoek, ek kry net foto's van die chocoladekoek. So vir jou moet net foto's stuur van die kremore taart. Eet hy foto. Kind van God, wat wil ek jou vandag sê? Don't settle. Don't settle.
Jy het hoeveel keer woord gekry vir jou skade weer. You need to trust God. Jy moet dit vat. Jy moet sê wat jou skade. Man, as jy skade weer gooi, dan sê jy skade, jy moet daarop begin luister. Die krag wat in jou is. Wie wat gaan jou skade weer vir jou sê? Ek dink jy die geloof nodig, nie ek nie. Kom aan, kind van die Here, ek wil jou bemoedig in hierdie dag. Kry die moeilikste ding vir hierdie pastoortjies as mense kom en hulle kom met nonsens praat, dan wil ek moet verstaan. I don't understand it. Suster, ek sukkel. Sy kyk my al in die oë, toe sê ek, jy kom, toe kyk sy my in die oë nie. En sy glimlag vir my. Jy kan maar. Ek wil jou bemoedig vandag. As ons by hierdie tafel aansit vanoggend, is dit sy liggaam. Ons herdenk die bloed en die liggaam. Ons ken hom. Ons ken hom. Want ek het sy bloed gedrink. Ek het sy vlees geëet. Ek ken hom. Ek ken hom. Ek ken hom. Kom geliefdes, ons gaan vir